Goeiemôre gemeente en baie welkom by ons tweede Sondag van Advent. Dit is 'n groot voorreg vir ons as gemeente om in Jesus se naam te kan bymekaar kom hierdie Kerstyd. Die naam bo elke naam, die een wie ons aanroep en die een wie ons aanbid. Mag jy vandag sy teenwoordigheid ervaar en mag jy weet dat hy ook Immanuel is, God by jou. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Ons fotum kom uit 1 Johannes 4 uit, vers 15 tot 16 en ek lees graag vir ons die Nuwe Lewende Vertaling vanoggend saam. Almal wat openlik erken dat Jesus die Seun van God is, God handhaaf 'n hegte verhouding met hulle en hulle met God. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Geliefdes van die Here Jesus Christus, kinders van God, en julle wat in die teenwoordigheid van die Heilige Gees lewe, gegroet is julle vanoggend. Amen. Kom ons sing 'n loflied saam, 'n lied wat hom as die koning herken. Halleluja, U is koning. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Halleluja, 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 halleluja. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Halleluja, 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 halleluja. Ons het met die eerste Sondag van Advent laasweek gehoor dat Jesus Christus God self is. Vandag hoor ons van nog 'n naam vir Jesus, die Seun van God. As ons dink oor waar hierdie naam sy oorsprong vind, is dit dat ons hierdie konsep van die Vader en die Seun in die woord van die Here raak lees en dat Jesus self ons so aan hierdie naam bekendstel. Hy praat van sy Vader en hy praat daarvan dat hy die Seun van God is. In die tyd van die Bybel, die tyd waarin die woord of God mens geword het, was die belangrikste verhouding die titel en die verhouding wat daar tussen 'n pa en sy seun ontstaan het.
Dit het die meeste gesag gedra en dit het uiteindelik alles beteken. Die eerstegebore seun sou uiteindelik die erf genaam wees. Hy sou alles erf wat sy pa gelos het. So dit was baie belangrik dat 'n seun gebore word en veral dat die eerstegebore seun hierdie gesagsposisie in die gesin sou inneem. So as Jesus dan mens word, as God self mens word, dan vertel hy ons van die begin af van hierdie verhouding wat ontstaan tussen hom en sy Vader. En hy openbaar homself dan as die seun van die Vader, die seun van God. Denise Larsen Cooper skryf dat om die verhouding tussen Jesus en die Vader te verstaan, daar help die evangelie van Johannes ons ongelooflik baie. Daar's so baie keer wat Jesus in hierdie evangelie verwys na sy Vader, of wanneer Johannes na die verhouding tussen hulle in sy verhale verwys. Soveel as 95 keer. 95 verwysings na God die Vader. Om dit in perspektief te plaas, word daar omtrent slegs 12 keer in die ander 3 evangelies saam, die synoptiese evangelie, na die Vader verwys. Aangesien die skrif nie die Vader en Seun van die Gees skei nie, moet ons ook versigtig wees om dit nie te doen nie. Voordat ons ondersoek hoe die Seun en die Vader met mekaar verband hou, moet ons die leerstelling van die 3 eenheid, die 3 persone van die Godheid oorweeg. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. As ek dit nou sê, dan is ek seker julle het al 'n paar keer met verskeie beelde gehoor hoe die Triniteit werk. Miskien is dit aan julle bekend soos aan my, dat julle al gehoor het dat dit soos 'n eier is, met 3 verskillende dele, of soos water, of ek het al onlangs gehoor van 'n appel, wat die 3 verskillende vorme aanneem, en dan 3 verskillende elemente uit bestaan, en dat ons so kan kyk na die 3 eenheid. Maar nie een van hierdie beelde val dit heeltemal saam nie, doen dit. Daar was 'n illustrasie gewees wat Dominee Dion Kloppers vir ons in Afrikaans oorgedoen het, wat julle dan nou ook so op die skerm sien. En hierdie illustrasie help ons eintlik om die 3 eenheid te verstaan. Die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God. Die Vader is nie die Seun, of die Seun die Heilige Gees, of die Heilige Gees die Vader nie, maar hulle al 3 vorm saam 'n eenheid. Hulle is saam God drie-enig. As ons vandag dan wil kyk na die Seun van God en sy verhouding met die Vader, kan ons nie die 2 bespreek sonder om die 3de persoon, naamlik die Heilige Gees, te erken nie. Kom ons probeer dan saam dink oor hierdie 3 eenheid en hoe hulle aan mekaar verbind is. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is geen tyd of ruimte tussen of onder hulle nie. Hulle beweeg in volmaakte ooreenstemming in denke, wil, werk en doel. Hulle dink en tree op in perfekte harmonie, onderskeidelik. Ons kan nie hierdie eenheid in konkrete terme probeer beskryf nie. Augustinus, 'n vroeë kerkvader, het hierdie eenheid gekarakteriseer deur die term substansie te gebruik. En hy sê dat die Seun die ware God van dieselfde substansie as die Vader is. Nie net die Vader nie, maar die 3 eenheid word beskryf as onsterflik. Alle dinge is nie van die Vader alleen nie, maar ook van die Seun. Die Heilige Gees is ook ware God, gelyk aan die Vader en die Seun. Die misterie van die 3 eenheid blyk onmoontlik om te verstaan en om ten volle te begryp. Christene aanbid die 3 persone as een God en die een God as 3 persone. Thomas Ouden skryf, God se eenheid is nie 'n eenheid van skeibare dele nie, maar die van onskeibare persone. Om oor die 3 eenheid van God te spekuleer veroorsaak soms dat menslike rede in knope verdraai word. Want ons probeer logika toepas en ons probeer die ondeelbare verdeel. Ons probeer om die 3 persone binne die Godheid te rangskik en groter belang toe te ken aan een of die ander. En ons wil die 3 eenheid kategoriseer en bestuur volgens menslike skemas.
Maar wanneer ons dit egter doen, ontken ons die aard van God, soos hy dit aan ons in die skrif geopenbaar het, en dwaal ons ongelukkig af van die waarheid. Die harmonie waarin die 3 persone bestaan, kan nie in menslike terme ten volle begryp word nie. Onthou die illustrasie, die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God. Hulle, die 3 persone van die 3 eenheid, vorm saam een heilige wese. En Jesus getuig onoorwonne van hierdie eenheid, wanneer hy in Johannes 10 vers 30 sê, ek en die Vader is een. Toe Filippus vir Jesus aanspoor om vir ons die Vader te wys, en dit is vir ons genoeg, in Johannes 14 vers 8, dan berisp Jesus hom. En ons lees vanaf Johannes 14 vers 9, ek is al so lank by julle, en ken julle my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Augustinus skryf dat Filippus die punt mis van Jesus se woorde, dat hy van sy gelykheid binne die godheid probeer onderskei. Want dit was met die idee, asof die Vader op een of ander manier beter as die Seun was, dat Filippus die begeerte gehad het om die Vader te ken. En daarom het hy nie eers die Seun geken nie, omdat hy geglo het dat hy minderwaardig teenoor die ander was. Dit was om so 'n idee reg te stel dat daar gesê is, hy wat my sien, sien ook die Vader. Ek en jy, soos Filippus, is geneig om aan die 3 eenheid te dink as 'n hiërargie, met die Vader as die grootste, en dan die Seun, en dan die Heilige Gees. Die 3 eenheid bestaan egter as ondeelbaar, met al 3 persone gelyk aan mekaar. Die geloofbelydenis van Athanasius getuig van hierdie leerstelling van die 3 eenheid, en daar staan, en in hierdie 3 eenheid is daar geen een voor of na die ander nie. Geen een is groter of minder as die ander nie, maar al 3 persone is gelyk met mekaar en ewig, sodat in alle dinge die 3 eenheid in eenheid en in eenheid in 3 eenheid aanbid moet word. Daarom, wie ook al gered wil word, moet ook so oor die 3 eenheid dink. Jesus verduidelik hierdie eenheid en die rol daarvan in verlossing in Johannes 14 vers 6. Wanneer hy dan sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Sommige kritici van die Christelike geloof wys na hierdie woorde van Jesus en veroordeel dit, omdat ons daarop aandring dat Jesus die enigste weg tot verlossing of tot gemeenskap met God verteenwoordig. Tog bevestig hierdie vers dat mense slegs deur die Seun van die Vader gered kan word en die Vader kan ken deur die Seun. Ons vertrou dus op die volmaakte, heilige middelaar tussen ons en heilige God. Jesus weerhou nie kenners van die Vader soos sommige dink nie. Hy verklaar eenvoudig die feit dat mense wat nie op sy eenheid met die Vader kan vertrou nie, blind is vir die werklikheid van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus het in die wêreld gekom om die Vader aan te kondig. Ons hoor dit in Johannes 1 vers 18. Niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste Seun wat self ook God is en baie na aan die Vader is, het hom aan ons kom bekend maak. So terwille van my en jou verlossing, verneder die Seun van God homself, om aarde toe te kom, om die sonde van die wêreld op homself te neem. En in hierdie werk word die wil en die doel van God en die heilsplan
wat hy met die wêreld het. En dan die verhouding tussen die Vader en die Seun aan my en jou geopenbaar. En dan word dit uiteindelik volbring deur die Seun van God. Hy wat mens word vir my en vir jou. Jesus bevestig sy voortdurende ewige werk as die Seun van God wat vlees geword het. Hy beliggaam die volmaaktheid, die heiligheid wat God vereis vir gemeenskap met hom. Die mens se sondige natuur verhoed ons om daardie heiligheid sonder Christus te kan bereik. So Jesus maak ons heilig. Daarom, aangesien ons almal gesondig het en tekortskiet aan die heerlikheid van God, soos ons in Romeine 3 hoor, red niemand homself deur sy eie pogings nie. Nee, Jesus, die Seun van die mens, het 'n perfekte lewe voor God namens ons kom leef en gesterf as versoening vir ons sondes. Die Seun van God het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, dood aan die kruis, soos ons in Filippus 2 vers 8 hoor, sodat ons sy genade geregverdig, verlos en deur hom met God versoen kan word. Dit is die geskenk vanaf God die Vader. Die Seun van God het sigbaar geword en onder ons gewoon, sodat hy die onsigbare Vader aan ons kon bekend maak. Ons moet altyd die leerstelling van die drie-eenheid met ontzag en respek hanteer. Christene verbly hulle in Christus as die een weg na die Vader. Jesus Christus, die God-mens, geopenbaar deur die Vader, sodat ons gered kan word. Jesus verseker ons van ons posisie in hom. Ons is verenig met die drie-enige God deur die liefde en opoffering van die Seun van God, Jesus Christus. En ek lees dan laastens vir ons 'n gedeelte saam, hierdie 1 Johannes 4, waar ons vroeër gehoor het, almal wat openlik erken dat Jesus die Seun van God is, God handhaaf 'n hegte verhouding met hulle en hulle met God. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Kom ons hoor dan ook uit Johannes 14 uit. Die enigste pad na die Vader toe. Vers 1 tot 14. Jesus is hier aan die woord. Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op my te vertrou. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug, sodat ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle weet mos waarheen ek gaan en hoe ek daar kom. Thomas sê vir Jesus, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die pad daarheen ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. En as julle my ken, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. En toe sê Filippus, Here, wys ons net die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus antwoord hom so, ek is al vir so 'n lang tyd by julle, Filippus, en jy ken my nog nie. Wie my reeds gesien het, het ook reeds my Vader gesien. Hoe sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie, dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie? Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie van myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Glo in my, omdat ek in 'n hegte verhouding leef met die Vader en hy met my. So nie, glo dan net op grond van hierdie werke self.
Ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe op pad is. Wat julle ook al sou vra in my naam, dit sal ek doen, sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik word. As julle my enige iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. So as ons dan vandag saamvat, wanneer ons Jesus as die Seun van God erken, as ten volle God, een van die persone van die drie-eenheid, met dieselfde mag en gesag as die Vader en die Heilige Gees, dan kan ons in die verhouding met God tot volle reg kom. Jesus is die Seun van God, die volmaakte en heilige middelaar tussen ons en die heilige God. Jesus het in die wêreld gekom om die Vader aan te kondig, om hom bekend te maak. Kom ons hou op om menslike logika te probeer toepas, om die ondeelbare te probeer verdeel. Kom ons hou op om die drie persone binne die Godheid te rangskik en groter belang toe te ken aan een se rol of die ander. Kom ons onthou die aard van God, soos dit in die skrif van ons geopenbaar word. God is die Vader, God is die Seun, en God is die Heilige Gees, en hulle is een. Kom ons wees nie soos Filippus, wat die punt mis van Jesus se woorde nie. Want dit was met die idee asof die Vader op een of ander manier beter as die Seun was, dat Filippus die begeerte gehad het om die Vader te ken. Ons soos Filippus is geneig om die drie-eenheid in hiërargie te plaas. Maar kom ons weet, die persone van die drie-eenheid is gelyk. En kom ons onthou ook wat Johannes geskryf het in 1 Johannes 4, wat ons nou gehoor het, en dan ook 1 Johannes 5, vers 20. Ons leef ook met die wete dat die Seun van God gekom het en aan ons die vermoë gegee het om die ware een te herken. En ons leef in 'n hegte verhouding met hom, die ware een, naamlik God se Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en hy is die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, dit is 'n voorreg om U God te kan noem. Jesus Christus, Seun van God, U is ook my God. Ons sê vandag dankie. Dankie dat U vir ons Uself kom openbaar het deur mens te word. Dankie dat U vir ons ook die Vader wys. Dankie dat U deur U verhouding met Uself, Vader, Seun en Heilige Gees, vir ons kom leer om in verhouding met U te staan. U is 'n God van verhouding. U is ons God. Ons aanbid Jesus Christus as die ware God en ons is so lief vir U, Here. Seën ons, Here. Seën ons met kennis om te verstaan. En Here, waar ons menslike logika ons beperk, help ons om te glo. Help ons om te onthou, U is een en ons is een met U. Jesus Christus, dankie vir U groot opoffering. U wat mens moes word, sodat ons verlos kon word. Dankie Seun van die mens. Dankie Seun van God. Ons is U ewig dankbaar. En ons is so lief vir U, God drie-enig. Amen. Ek sluit vir ons af met 'n geloofsbelijdenis uit Nicea. Die geloofsbelijdenis van Nicea wat so mooi is. Julle kan net so sit en saam luister van wie ons getuig God is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het,
wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan die een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing dan 'n laaste lied saam, om vandag te getuig van wie Jesus Christus is. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, daarom sing ons Halleluja. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die ewige inwoning van die Heilige Gees sal by julle wees. Gaan leef met die wete en absolute oortuiging dat God julle liefhet. Gaan leef in 'n hegte verhouding met God en God met julle. Amen.